Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Charles Beck is die 3de generasie eienaar van wyn- en kaasprodusent Fairview in die Parel. En die opregtheid en eerlikheid van sowel sy pa as oupa is 'n waarde wat hy steeds met hom saamdra. Beck het vroeg as leerder aan Parel Gimnasium insaag gekry in diskriminasie en 'n sensitiwiteit vir die underdog ontwikkel. Juist daarom beskou hy wynbou as 'n manier om mense te bemagtig en vooruitgang in Suid-Afrika te dryf. As Wes-Kaapse boer van die jaar in 2017 is Beck se visie om uiteindelik al sy produkte direk aan die eindverbruiker te verkoop. Want glo hy, as 'n mens jou produkte reg bemark op die plaas, sal mense eerder soontoe kom as supermark toe gaan. Lekker leer en lekker luister. Charles, verskriklik dankie vir jou tyd. Dit is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels. Ek het as jong student, toe ons gaan rugby speel het in Stellenbosch, ek dink is een van die eerste wynplase waar die bus gestop het, was by Fairview, en ons het natuurlik al jou kaas samples opgevreet daai tyd en geen wyn gekoop of kaas nie. Maar dit is 'n groot voorreg om met jou te kan gesels. Baie dankie vir die geleentheid om met jou te praat. Vertel ons asseblief jou storie. Jy weet, waar het alles begin? Ek het 'n interessante ding wat my oog gevang het. Jou familie kom oorspronklik van Lithuania af, sien ek. Ek is baie lief vir Lithuania, maar vertel ons 'n bietjie waar het alles begin en die pad wat jy gestap het, waar ons nou gesels. Ja, dit is 'n redelike lang storie en ek bly in jy verwys na Litouwe toe. My oupa, ook genoem Charles, het van Litouwe af Suid-Afrika toe geïmmigreer, so 1901 na rond, en hy het begin werk in Kaapstad in die dokke om klippe aan te dra om die hawemuur te bou, en toe het hy in die middestad werk gekry in 'n slaghuis, en hy was maar wat hulle noem in daai dae butcher boy, so hy het die slaghuis skoongemaak, vleis afgelewer op 'n bicycle in die stad, en hy het hom stadig opgewerk, en daai dae het hulle 'n botter ingevoer van New Zealand, en dit gekom in 'n houtkrat van 100 pond, en sy een werk was om die 100 pond blok op te sny in 100 enkelponde, en ek dink hy het dit so goed gedoen, hy het 103 blokke botter uitgekry. En dit die oog gevang van die eienaar van die slaghuis, en die eienaar het met my oupa gepraat, en hy sê hy het geleenthede nodig in sy lewe, en hulle het toe my oupa gefinansier om 'n slaghuis hier by Parelstasie oop te maak, en gedeelte van die deal was, dat my oupa die vleis sou koop dan by hoofkantoor in Kaapstad. Die probleem, die vleis het met die melktrein aangekom in die Parel, en my oupa moes 4 uur die oggend afgegaan stasie toe, en daai dae was die standaarde nou nie soos dit vandag is nie. Ja. En hy het vleis verkoop aan die plaaslike boere en die gemeenskap, en so het hy baie bevriend geraak met die Lou familie van destyds van Babylon Storing, en hulle het baie gesels, oom Lou en my oupa, en die eienaar van Babylon Storing, destyds eienaar, het my oupa gesê van 'n stuk grond, wat die mark is net langs Babylon Storing, en my oupa het toe daai plaas gekoop, sy naam is Backsburg, uit Babylon Storing gewees, klein Babylon Storing, hy het dit gekoop in 1916, en hy wou altyd geboer het, ek weet nie waar daai nik in hom gekom het, hy wil regtig geboer het,
en hy het begin boer op Klein Babylon Storing en hy het geweldig sukses behaal en ek dink dit was nie 'n paar jaar na hy begin wyn maak het hy die Generaal Smuts trofee vir die beste wyn in Suid-Afrika gewen. So hy het 'n talent en aanvoeling gehad daarvoor en hy het 2 seuns gehad, Sydney, my oorlede oom en my oorlede pa Cyril, en albei wou ook geboer het en Sydney het die ou familieplaas geërf en hy moes in 1937 moes hy Fairview gekoop het by die Hugo familie. Het hy Fairview gekoop en my pa het hier begin boer net na sy dood in 1955. Ek het aangesluit in 78, so dis nou meer as 100 jaar, dit is so 120 jaar wat ons betrokke is in boerdery in die Weskaap. Dit is 'n ongelooflike storie, maar ek wil teruggaan. Wat het jou oupa Letowe laat verlaat? Want dit is nou interessant, ek het nou die dag gesels met David Kramer, wat natuurlik ook sy familie van Letowe afkoms. Dit was vir my interessant. Ek wil, dis 'n drastiese sprong. Jy weet, Europa na Suid-Afrika toe. Wat het dit gedryf? Ek dink daar was 'n sameloop van omstandighede die op daai stadium was Letowe deel van Rusland. En soos jy weet, ons is 'n Joodse familie en die Russiese owerhede het gediskrimineer teen Joodse kinders en deel van die hele proses was dat jy in Siberië in die Russiese weermag gewees het vir 5 of 6 jaar, sover ek onthou. Dis die een ding, diskriminasie dink ek was die een groot faset en dan die ekonomiese realiteit van Letowe op daardie stadium. My oupa Grootjie het 6 kinders of 7 seuns gehad, ek is nie 100% seker nie. En hy was 'n meelenaar. Hy het 'n groot meel gehad wat oor 'n rivier gebou was wat deur die water aangedryf was. En ek dink daar was nie genoeg geleenthede vir al die kinders nie. En daarvan af het jy gesien mense van Letowe is die hele wêreld vol tot in Amerika. En natuurlik 'n groot meeste van die Joodse gemeenskap in Amerika kom oorspronklik maar van Letowe af. En in Suid-Afrika, ek dink hier was op 'n stadium 120,000 mense van Letowe herkoms en dan Australië en die res van die wêreld. So hulle het maar getrek vir ekonomiese redes en natuurlik die diskriminasie en die persecution van Jode in Europa op daai stadium. Ek verstaan. Ja, dis vir my, as ek sê, is vir my baie spesiale land. Ek het my tyd wat ons in Londen deurgebring het ek 'n skoonmaakbesigheid gehad en ons sterkste bestuur, ons ops managers, al ons supervisors was jong ouens en dames van Letowe. So is 'n baie, vandag is my baie dinamiese land wat ek dink baie potensiaal het veral met klein sake ontwikkeling en so aan. Wat was die situasie in die Kaap daai tyd? Was daai wynplase, ek wil sê dit was nou die Stieks, dit was in die middel van nêrens, so jy sê die melktrein, maar seker die enigste vervoer. Wat was die stand van sake? Was dit 'n harde man se game gewees daai tyd? Daar was natuurlik ou Kaapse families wat al daai stadium seker 5 of 6 geslagte in die wynbedryf was. So ek dink die Kaap was die Parel definitief, Stellenbosch, Franshoek was redelik ontwikkelde landbou areas al. Daar was baie wynproduksie al in daardie tyd en ek dink my oupa was nog in die heel voor in die KWVQ gewees en hy was een van die eerste lede van die KWV. So daar was al 'n bewuswording van wyn in hierdie area en die uitvoerpotensiaal daarvan. So ek dink dit was nie so agterblewe soos 'n mens dink nie. Daar was 'n definitiewe landelike infrastruktuur en baie sterk familiebande en baie families het al diep spore getrap in die wynbedryf vir baie geslagte. So dit was nie dat hy 'n pionier was in die sin van ontginning van die potensiaal van die Kaap nie, maar hy het deel geword daarvan en baie goed ingepas en baie goeie vriende gemaak in die wynbedryf en met bierplase en biermense om hom. So jy sê, ek wil vandag is natuurlik nou die Weskaap ook baie gesogte area is op alle vlakke. So jy sê is makliker geweest daai tyd om as 'n vreemdeling in te gekom het as byvoorbeeld nou. Want ek wil nou jy stap nie net daarin en gaan doen jou ding met jy natuurlik wil sê met 'n baie groot beursie hê. Ja, ek dink my oupa se groot voordeel was dat hy 'n baie opregte, eerlike man was, want sy handskit het nog vir hom. Dit beteken en vandag loop daai selfe sentiment of daai selfe waardes loop nog in ons familie.
So ek dink dit was belangrik en hy kon Afrikaans praat. Hy het gou aangeleer want waar hy vandaan gekom het, het hulle Jiddisch gepraat, wat 'n tipe kitchen kombuis Duits is eintlik, Duitse dialek. So was baie maklik om oor te skakel na Afrikaans toe. En dan sy groot ding, ek dink, was harde werk. Daardie tyd en nog vandag toe, as jy hard werk, dan word jy baie gouer aanvaar deur die plaaslike gemeenskap. En ek dink die Jode wat gekom het van Litouwe het baie goed geïntegreer met die sogenaamde boere, plaaslike boere. So was altyd 'n baie goeie verhouding tussen Jode en Afrikaans sprekende boere in die platteland. En hy het deel geword van daai kultuur. So ek dink die assimilasie of die deelname was baie redelik maklik geweest. Dit maak sin. Voor ek nou by jou storie kom, wat was KWV? Hoekom is dit gestig? Waar het ons uitgevoer? Ek wil amper sê daai pre-apartheidsjare, nee, wat was die stand van sake of van die wynbedryf? Hoe dit gelyk? Want ek is redelik oud, maar nou nie so oud dat ek eerstehandse kennis daarvan het. Ek kan net van geskiedenis oordra. Die KWV was gestig om ontslae te raak van die surplus pool van wyn in Suid-Afrika. En die hoofdoel was om dit uit te voer of dit te verstoor. En dis waar KWV brandewyn vandaan gekom het. So baie van hierdie surplus, en dit 'n regulerende of modulerende effek gehad op die wynbedryf. En die surplus was 'n surplus verwyderingsskema basies. En ek dink dat op daardie stadium was dit noodsaaklik, want nie al die boere het beskik oor die infrastruktuur en tegnologie en besigheidsvernuf om hulle eie produk van die hand te sit nie. So dit het 'n baie belangrike rol gespeel in die groeifase van Suid-Afrikaanse wyn. Ons sê daai, ek wil sê dis die depo waar ek al gedrop het en hulle versprei hom van daar af. Ja, dit is 'n easy one-stop shop. Dit was redelik maklik geweest. En vandag is dit nou al hierdie koöperasies en is nie meer vandag van toeperedig relevant soos wat dit was in die beginjare nie. So, hoe lyk KWV vandag? Ja, ek dink hy's ontbind en hy behoort in private hande. Dit dien nie meer die doel wat dit destyds gedien het nie en dit oor tyd nie relevant geword het. Sy relevantie verloor in die opset. Ek sien. Baie interessant. Maar vertel ons nou jou storie. So, waar kom jy toe nou in die lewe in? So, vat ons van daar af. Ek is gebore op Fairview. Ek is die eerste kind van my pa, die oudste seun, en ek is gebore in die plaashuis. My ma wou my hier gehad het. Ongelukkig het ek nog nooit die plek verlaat nie, behalwe die jaar of 2 wat ek in die weermag moes deurgebring het. So ek is maar hier gebore op die plaas. Ek het Parelgym toe gegaan, nie baie goed gedoen daar nie, 'n stoute kind gewees. Of net verveeld, nee, dan af. Dit kan wees dat ek het 'n bietjie gelei aan wat hulle noem ADHD. Ja. En ek dink ek lei nog altyd daaraan. Ek het skool toe gegaan, baie goeie vriende gemaak. My pa het my vroeg skool toe gestuur, 5 jaar oud toe in die sub A was. Ek was 17 matriek geskrywe. So ek het vroeg skool toe gaan. Ek was al Engels sprekende kind in die skool, as ek reg onthou. En al een van die Joodse oortuiging. So dit was redelik 'n moeilike jare in die begin gewees. Jy weet, dit is maar 'n moeilike situasie gewees, maar dit het vir my geleer om bietjie vas te byt en dinge deur te werk en 'n bietjie tawer gemaak is wat ek miskien sou gewees het. En dan ook 'n bietjie insaag te hê in hoe dit voel om teen gediskrimineer te word. So ek het sensitiwiteit ontwikkel vir die underdog, dink ek het in daai jare gebeur. En na weermag het ek Elsenburg toe gegaan en ek dink ek was die tweede inname van studente wat 'n nuwe kursus gedoen het, keller tegnologie. So ek het 2 jaar gedoen vir feedfield en wynkunde en toe ek 'n 2 jaar kursus is opgerol in 1 jaar, nie omdat ek slim was hier, want die tweede jaar van die een kursus was dieselfde as die eerste jaar van die ander ene. So ek het dan 2 jaar keller tegnologie gestudeer. So dis altyd saam met 3 jaar en toe gaan werk ek by Paardeberg Koöperasie onder baie bekwame wynmaker Joseph Huskisson wat nou ongelukkig al oorlede is. En daar het ek geleer van groot maat wyn maak en goed organiserende keller en ek het net begin as 'n jong ou daar en so maar na 2 of 3 weke toe in die parstyd het Joseph my die hele keller laat bestuur en hy het my gelos na 'n week of 2 het hy my amper alleen gelos en dit het vir my baie geleer hoe om 'n wyn te maak, druk te hanteer, kwaliteit te kry onder moeilike omstandighede en die tegnologie van wyn, grootskaalse wynbereiding. En toe sluit ek aan by my pa in 78 na die parstyd. Touch wood, ek het nog nie 'n dag werk gemis van daai tyd af tot vandag toe nie. Keldertegnologie is krities ten einde wyn van die hoogste gehalte te produseer.
Slegs die slim aanwending daarvan kan egter die beste uit druiwe haal. Moderne keldertegnologie in Suid-Afrika stel wynmakerye reg oor die land in staat om 'n premium wyn te produseer, met sowel die vervoer van die druiwe van die wingerd na die kelder as verdere prosesering wat 'n belangrike rol speel. Ek wou by Charles uitvind hoe hierdie keldertegnologie ontwikkel het en wie aanvanklik ons vernaamste leermeesters was. Ek dink dit is baie geskry op die Duitse instituut wat hulle noem Geisenheim. Dis ook 'n tipe wynskool waar jy keldertegnologie doen. Ek dink baie van Suid-Afrikaanse studente voor daai tyd het Geisenheim toe gegaan. Byvoorbeeld my goeie vriend van my Dani de Wet van de Wetshof. Ek dink hy het daar gestudeer. Ek dink die kursus in Elsenburg was maar baie meerendeels geskry op wat in Geisenheim gebeur het. So hulle was historiese voorloper, is dit nog steeds die geval, wanneer dit by hierdie opleiding kom? Nee, ek dink daai tyd het Duitsland die keldertegnologie baie hoog aangeskryf, maar as jy kyk vandag is 'n baie goeie Roseworthy in Australië, Davis, California. So daar's 'n instituut en wynskole hele wêreld vol. Self in Engeland is daar baie goeie een op die oomblik wat nogal snaaks is. 'n Groot gedeelte van Suid-Afrikaanse die renessans van Suid-Afrikaanse wyn was eintlik gedryf deur Duitse tegnologie. Jy het gekry mense soos Günter Brüsel wat Nederburg toe gekom het, Willie Hacker wat die KWV se hoofwynmaker was, en so kon jy maar gekyk het in die Suid-Afrikaanse wynbedryf was daar heelwat vooraanstaande wynmakers wat hulle opleiding in Duitsland ontvang het, en dit het ons wynbedryf op 'n tegnologiese vlak 'n groot rol gespeel, en mense besef dit eintlik nie as dit kom by kellerhigiëne, dissipline. Baie van dit kom uit invloed wat ek dink studente van Geisenheim of Duitse wynmakers in Suid-Afrikaanse wynbedryf 'n rol gespeel het. Ek neem aan ook die wynplase pragtig geposisioneer het vir uitvoere, nê, want omdat daai standaard so hoog was. Ja, dit het 'n rol gespeel om Suid-Afrikaanse wyn. Ek dink jy moet besef voor apartheid geword het wat hy geword het, was Suid-Afrika van die nuwe wêreld, was seker van die grootste uitvoerders van wyn buiteland, veral na Kanada en Engeland. En ons was definitief jare voor Australië en Nieu-Seeland en tot Californië en daar. So ons was van die nuwe wêreld wynlande was ons seker nommer 1 100 jaar terug of 75 jaar terug. Ek wil 'n bietjie natuurlik die apartheidsjare. Ek wil sê is dit daai apartheid stuk in die middel wat ons daai momentum laat verloor het? Ja, definitief. Ek dink van meeste produkte kan 'n mens sê wyn is die mees sensitiefste een as hy polities besmet is of besoedel is, en jy sit 'n bottel wyn op 'n tafel en jy sien made produced in South Africa, dan domineer die apartheid die gesprek om die tafel baie gou. Maar as jy 'n outspan lemoen op die tafel gehad het of 'n appel of 'n ding, dan is die assosiasie oorsprong nie so sterk ontwikkel soos wyn nie. So wyn dink ek het baie meer gelei as ander landbouprodukte onder apartheidjare. Dis nou baie interessant. Jy het nou gesê ons het onder andere Engeland toe uitgevoer. Was dit nou die finale produk in die bottel of was dit grootmaat containers? Is hy gerepackaged daai kant? Hoe daai deel van die besigheid gelyk? Ek dink dit was 'n mengsel van finale produk, maar minder mate finale produk dink ek. Ek meen jy moet onthou ons is groot produsente van sherry gewees, en sherry was 'n groot drank in Engeland, en ek dink daar was 'n klomp sherry in bulk uitgevoer en gebottel aan die ander kant. Port het ons ook baie gemaak, en brandewyn natuurlik baie, en dit het meestal van die KWV af gekom. Ek dink Suid-Afrikaanse brandewyn en sherry was seker van die grootste verkopers van die nuwe wêreld in byvoorbeeld Engeland en Kanada en daai daar. Is daar 'n rede vir dit? Is dit nou maar net omdat dit 'n superior produk was? Was dit uniek in terme van die produksie? Sherry was 'n baie groot produk in Engeland baie jare terug. Het kom nou weer terug in mode. En daar was 'n man, Dr. Carl Neas, by die KWV. Ek het hom toevallig geken as 'n jong seun, het hy baie op die plaas kom kuier by my pa. En hy het Spanje toe gegaan, en om sherry te maak het jy 'n spesifieke gis nodig wat eintlik as 'n kim bo op die wyn groei in die vat, en hulle noem dit floor, FLOR. En hy het van dit ingesmokkel van Spanje af, en hier kom gebruik in die KWV, en KWV uitstaande sherry kwaliteit van internasionale kwaliteit gemaak, en dit het 'n hele bedryf begin. Baie interessant.
Ek wil vinnig stil staan, ek wil nog by Nederburg het ek vir jou vraag, maar ek wil net by die port, wat vir my fascinerend was, ek is 1 jaar, is ek Porto toe, en ek het nooit besef, weet wat nou vir my fascinerend was, ek dink by die Amerikaanse Civil War, hulle moes nou vir die Britse soldate wyn oorgestuur van Porto af, of van Portugal, dan word die goed vrot, en toe kom hulle agter, hulle sal brandewyn ingooi, want hy rakleeftijd, nee, en daar word port gebore. Is dit die storie van port? Is dit so eenvoudig soos dit, of het hy ander wortels, wil ek sê? Ja, kyk, port is 'n gefortifiseerde drank soos sherry ook maar wat port uniek maak is die rooiwyn variëteite wat gebruik word in die proses, en dan die maakproses is 'n baie tradisionele oud tegnologie, maar die kwaliteit van die druiwe onder daai areas in Suid-Afrika ook. Ons maak uitstaande wêreldklas port in Suid-Afrika weens ons klimaatomstandighede en ons tegnologie en geskiedkundige verbintenis aan gefortifiseerde wyne. Ek wil terugkom na die keller tegnologie. Wat spring vir jou uit as jy nou terugdink, ek wil amper sê besigheidsles of 'n produksieles, wat het jy daai tyd gesien wat interessant was, problematies of die uitdagings van produksie versus vandag byvoorbeeld? Die groot ding wat kwaliteit laat spring het in Suid-Afrika was beheerde gisting deur middel van temperatuur, so verkoeling in te bring in die gisproses. I stand corrected, maar ek dink twee jong gesellen, oom NC Krone, hy nou heeltyd, 'n lang tyd oorlede. Ek dink hy was een van die eerste mense wat verkoeling in kelders ingebring het en dan die gistingstemperatuur beheer het. En dit kan in die jare 40's gewees het, ek is nie 100% seker nie, maar daai was 'n technological lead in kwaliteit van wyn. Voor daai was meeste van ons witwyn maar faaljapie geweest, soos hulle sê. En van daai dag aan, wanneer mense jou gistingsproses kon beheer, het die kwaliteit van Suid-Afrikaanse witwyne geweldig verbeter. Ek dink vandag die ontwikkeling in tegnologie in Suid-Afrika is 'n bietjie stiller as wat dit was vroeër. Ek dink ons institusies is nie so sterk in research nie. Ek dink befondsing van wynresearch in Suid-Afrika, ons kan baie meer daaromtrent doen. Maar ek dink die groot voordeel vandag is nie tegnologie nie, is die blootstelling wat jong wynmakers het oor see te gaan. In my dae was dit baie moeilik om 'n werkpermit te kry oor see om van wyn maak. Vandag is elke jong Suid-Afrikaanse wynmaker of wynmaakster geweldige internasionale kennis opgedoen en hulle reis meer vrylik en hulle maak wyn oor die hele wêreld. En dan kom al daai idees terug en dan sit dit in 'n groot melting pot en sit 'n bietjie Suid-Afrikaanse flair by en ek dink dit dryf die bedryf vandag. So ek wil sê aan die een kant het ons nie regtig daai navorsing nodig nie, om dit mense net kan gaan sit by die verskeidenheid lande, wat soos die Aussies en die Amerikaners. Ja, ek dink navorsing is 'n bietjie afgeskeep. Ek sal graag wil sien in die Stellenbosch Universiteit meer befondsing kry in wyn navorsing. Dit sal geweldig help. Maar ons het sulke groot uitdagings vandag met global warming, droogtes, hittebestande, variëteite, ander onderstokke, grondvoorbereiding, besproeiing. Die speelveld verander so vinnig, weet jy of navorsing eers kan byhou nie. Ek wil ook daarby stadium stil staan in terme van die variëteite, die cultivars en so aan, daai verwikkeling. Ek sê wie dryf daai tegnologie? Is dit nou spesifieke landbou multinationals of hoe lyk dit? Ek dink daar is geweldig navorsing gedoen op dit nie. Ek dink is maar die onafhanklike boere wat antwoorde soek en ander variëteite begin plant en kyk hoe dit presteer onder ons omstandighede. Ek dink dis waar die hoofdryfveer kom. Die wynbedryf is nie so, ek dink so gesofistikeerd soos die vrugtebedryf waar al hierdie clubs is en nuwe klone en nuwe materiaal word ingevoer en onderverdeel onder verskillende produsente. Die wynbedryf het nie daai aspekte in hom nie, want ons baie meer tradisioneel en daar word minder plantverbetering gedoen in wynbedryf as wat daar gedoen word byvoorbeeld in druiwe en sagte vrugte. En dit kom nou terug na jou punt toe, ons het die universiteit het nodig om 'n bietjie die game te lig met die navorsing, onder andere dit ook. Dink jy daar's 'n probleem met die menslike hulpbronne by die universiteit nie? Ek dink ons is van die voorste researchers in die wêreld. Maar dis geen deel, ek dink die hoof van Australiese research is 'n oud Suid-Afrikaner. My magtig. Ja, so jy sien baie Suid-Afrikaners hele wêreld vol. Ek dink is net 'n tekort aan befondsing en ek dink die regering miskien onderwaardeer die impak wat wynbou kan hê op die gemeenskap as 'n geheel. Ek verstaan. Jy het nou so gepraat van die vrugteboere en so aan hierdie clubs. Een van my vrae wat ek wou het later gevra het, maar toe jy nou clubs het, toe dag gekom ek vra sommer. Hoe werk julle deling van inligting, tegnologie? Jy weet, ek wil sê daai peers, hoe werk dit?
Ja, ek is nie regte om te vra daar nie, want ek is maar 'n ouetjie wat maar my eie potjie krap en baie min 'n rol speel of deelneem in georganiseerde landbou. Ek dink my idees kom meestal uit die buiteland uit en kyk na wat aangaan in markte en net na my verbruikers te luister. Ek het die voordeel dat ek kry baie verbruikers op die plaas en om te sien wat hulle behoeftes is en dan kyk ek hoe ek daaraan kan voldoen. Dit is maar wat my dryf. Daar's baie publikasies in Suid-Afrikaanse wyn, daar word baie research gepubliseer. So daar is inligting beskikbaar, maar ek vind my inspirasie kom maar uit ander markte wat bietjie meer gesofistikeerd is as ons is op die oomblik. Wat as jy sê is 'n top 2 vir jou? Wat is vir jou interessante markte op hierdie stadium? Jy weet, as jy kyk na Suid-Afrika, ons verbruik maar omtrent 9 of 10 liter per capita wyn per jaar. En as jy kyk na lande soos Spanje, Italië, Frankryk, selfs Engeland dink ek is oor die 20 of 25 liter. So hulle gebruik al dubbel soveel as wat ons doen. So mense hoef nie ver te kyk. Jy kan na Engeland te gaan kyk en kyk wat in die mark aangaan daar en dis normaalweg 'n spieelbeeld van die tendens wat wêreldwyd aangaan. Engeland is al die jare die wynwêreld gedryf. Hulle tot 'n mate port ontdek, hulle tot sherry ontdek, hulle het Bordeaux ontdek, hulle het Burgundy gedryf. So hulle is maar die land wat die mees ontwikkelde wynpalet het in die wêreld vandag. Pragtig, dit is nou interessant. Ek dink hulle het net 'n drankprobleem. Ek spot nou, want ek het 14 jaar al gebly. Nee, ek dink jy mense onderskat as jy kyk die geskiedenis van Engelse hoe hulle wêreldwyd gekoloniseer het en die rol wat hulle gespeel het in die ontwikkeling van wyn. Dit het 'n groot bydrae gemaak. Nie ons goed nie, soos alsmaar is, daar's twee kante na elke storie. Maar hulle het 'n groot bydrae gemaak tot die ontginning van wynpotensiaal oor die hele wêreld. Baie interessant. Ons nou van Nederburg gepraat het toe jy gesê het van hierdie top wynmarkers of die ouens wat voorlopers was. My pa het in die 80s vir Anglo American gewerk. En ek onthou Anglo American, as ek reg onthou, het vir Nederburg besit. Is dit die geval dat hierdie groot maatskappye wat die groot wynhandelsmerke besit het? Of wat is die storie daar wil ek amper vra? Nee, ek dink Nederburg het behoort aan Stellenbosch Farmers Winery in die ou dae. Maar dis dit maar 'n stel gewees of nie? Dan dit het ingerol in 'n Stilles Corporation en vandag 'n stel geword. So ek dink hulle lê nog in daai stal. Anglo American het hy plaas in Somerset West daar by golfklub daar op. Ek dink hulle dit besit. Jy begin toe maar, is dit nou maar by default, begin jy as wynboer en jy, ek wil sê, plan was altyd om oor te neem by jou pa? Kom ons kom terug na daai deel toe, hoe maklik was daai, ek wil sê, succession planning, so wat was daai dinamiek op daai stadium vir julle gewees? Ons het maar redelik kop gestamp, alhoewel ek vandag my pa beskou as my beste vriend, het hy sekerlik maklik vir my gemaak en ek het dit seker nie maklik vir hom gemaak nie. So ons is albei hardkoppige mense en ons maar twee hoenderhande op dieselfde mishoop, het dit nie gewerk nie. Wat spring vir jou uit? Jy weet, as jy vir ons 'n paar lesse wat ek altyd sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. Jy weet, as jy terugkyk na daai periode. Ja, as ek terugkyk, dan dink ek het gekyk waar my pa foute gemaak het en gekyk of ek nie dieselfde foute nog geslag herhaal nie. So ek het gekyk na sy tekortkomme en seker gemaak dat ek nie ten minste, ek het anders, maar gaan nie daai hê nie. So ek het geleer daai. Ek het gekyk na sy sterkpunte en om dit voor te bou, een van sy grootste sterkpunte was sy opregtheid en eerlikheid. En as hy iemand iets gesê het en 'n hand geskit het, nou was dit so. Jy kan hom maak met hom wat jy wil, jy gaan nie dit verander nie. En ek het daai by hom geleer en ek is vandag nog baie dankbaar vir daai les wat hy my geleer het. En ek gaan voort met daai tradisie, nou 'n handskit is 'n handskit en jy gaan nie terug op nie. En ek dink dis die grootste les wat hy my geleer het. En dan respek vir jou medemens. Maak nie saak waar jy afkom, jy herkoms en wie jy is en waar nie. Altyd tyd hê vir jou medemens en dis twee waardes wat ek my saamdra vandag en dis baie meer werd as enige les van wynmaak of wingerdbou of boerdery. Hoe gaan jy te werk? Want dit is vir my daai handskit. Jy weet, dis altyd dat jou ja wees, jou nee, enigiets anders kom vir die duiwel af, né? So hoe benader jy daai in die 21ste eeu wil ek sê? Jy weet, in terme van verskaffers. Ek wil sê, hoe merge jy daai 100 bladsy kontrak
vir service level agreement met daai handshake? Wat is daai komplikasies wil ek sê wat daarmee gepaard gaan? Ja, dit raak meer complicated soos tyd aanbeweeg, dis verseker, en mense geheue is nie altyd meer so goed nie, en jy kon iets gesê het wat jy van vergeet het, so dis 100% waar. Ek dink om so informele besigheid te bedryf, soos ek het wil bedryf, moet jy jou swakhede aanvul met mense wat baie sterker is in administrasie en regsgeleerdheid as wat jy is. So ek maak seker dat ek 'n span om my het, nou nie 'n baie groot span nie, maar 'n gedigte span, wat al daai tekortkominge wat ek het aanvul en gesamentlik het maak dit dan sin uit. Hoe gaan jy te werk met daai, ek wil sê daai recruitment proses oor die jare? Hoe het jy seker gemaak jy het die beste in daai, ek wil sê daai binnekring? Ek het nie 'n formele proses regtig van recruitment nie. Ek identifiseer mense en ek hou hulle dop en ons paadjies kruis en as ek weer sien, sluit hulle maar aan by my. Ek is baie gelukkig gewees op daai front. Ek dink my enige sterktepunt wat ek regtig het is om kwaliteit mense aan te trek en ek dink dit is wat Fairview maak wat ek vandag is. Selfs na die beëindiging van apartheid in Suid-Afrika het die beleide van die eertydse regime steeds 'n beduidende impak op ekonomiese groei gehad. Navorsing het getoon dat apartheidsbeleide onvoldoende belegging in sowel fisies as menslike kapitaal tot gevolg gehad het. En dit tesame met hoë vlakke van staatsbesteding het bygedra tot Suid-Afrika se swak groei gedurende apartheid. Daar word selfs beweer dat apartheidsbeleide lae produktiwiteit en oneffektiewe aanwending van insette veroorsaak het. Maar Suid-Afrika se oorvloed van natuurlike hulpbronne kon hierdie effek tot 'n mate verbloem. Volgens Charles het die wynbedryf in besonder kwai skade gely tydens die apartheid-era. Ja, dis 'n baie complicated vraag met 'n klomp verskillende antwoorde en goed. Ek dink die groot ding van apartheid, vergeet nou van die menslike impak op mede-Suid-Afrikaners, ons praat spesifiek net van wyn, was amper tot die stilstand van nuwe tegnologie, blootstellinge internasionale markte, blootstelling van oorseese kopers wat hier sou aankom. Kyk, van die grootste leermeesters wat 'n mens kan kry is van 'n wine buyer, sogenaamde wine buyer, is van 'n groot supermark soos byvoorbeeld Tesco of Sainsbury's of whatever. Die interaksie met daai mense is van ongelooflike waarde om te sien waar die mark heen migreer of. So ons het hier geheel ontneem van daai voordele en net feit dat jy nie kon werk oor see en kelders en die stigma verbonde aan jou as naam. As jy kom by 'n plek hier van Suid-Afrika, dan spandeer jy 'n halfuur om niks te verdedig, om te verduidelik wat jou standpunt is. En dit sit jou heeltemal op die agtervoet. So ek dink die hele bedryf het ingekrimp en so 'n blootstelling amper gekwyn onder die apartheid. En toe Nelson Mandela uit die tronk het gekom in die Parel, hy was 'n Victor Ster in die tronk gewees. En toe gaan ek nog om daai dag af met my motorbike tot 10 die N1, want ek geweet die cavalcade gaan deur die plaas ry, my plaas loop tot die N1. Toe staan ek teen die draad by die N1 en toe sien ek hier gaan die karre almal verby en die ligte en goed. En toe besef ek daai dag dat Suid-Afrika verander het van daai oomblik aan. En ek wil regtig deel wees van, I want to be part of the solution, not part of the problem. Ja. En ek het baie gesien dat wyn en wynbou en diensneming van mense en opleiding van mense 'n groot rol kan speel om mense se lewens te verander. So ek sien nie net wyn as 'n produk nie. Ek sien wyn of landbouprodukte as 'n manier om mense te empower en progress te dryf in ons bedryf. Kom staan stil daarby. Jy weet, ek wil sê wat lekker is van julle industrie is daai arbeidsintensiviteit, nê, wat jy kan werk skep en so aan. So vertel ons 'n bietjie wat aan die gang is daar, so hoe lyk die dinge op die plase en so aan. Kyk, als is nie moonshine and roses nie, daar's baie challenges. Ek dink landbou is een van die aktiwiteite in Suid-Afrika wat grootendeels 'n rol kan speel in die werkloosheid bietjie te verlig, want ons kan dan ongeskoolde arbeid invat, waar ander industrieë moeiliker dit kan doen. Ons kan mense skills leer om dinge te snoei of onkruid te beheer, whatever. Landbou is 'n plek waar baie mense in diens kan neem wat nie die geskoolde arbeid is nie, en dit is meerendeels 'n probleem in Suid-Afrika. Ons sit met baie ongeskoolde mense, maar dan moet jy dit balanseer met koste, insetkoste, want jy moet nog internasionaal kompeterend wees, en dan is daar natuurlik baie effektiewe mekanisasie bedag
En om dit die balans reg te kry tussen hande arbeid, mekanisasie, is altyd baie moeilik. En 'n mens moet oppas dat ons nie ons arbeid weens die surplus daarvan nie te duur word nie, en dan skakel mense net oor na mekanisasie. So om daai balans te kry is verskriklik moeilik. En ongelukkig het ons ook 'n tekort in behuising is in baie van die stede of die klein dorpe in Suid-Afrika. Kry is baie wat ons noem onwettige bywoners op die plase. En dit is verskriklik moeilik om te hanteer, en met dit kom dwelms, daai tikprobleem en sekuriteitprobleme. So ons sukkel maar met dit, om die balans reg te kry is dan verskriklik moeilik. Dis een van my grootste uitdagings vandag. Nou terugkom met wie vat julle hande, met wie sit julle om 'n tafel om hierdie ding aan te spreek, en ek wil amper sê, wat is daai, ek wil sê, korttermyn geleenthede om hierdie probleme op te los? Die sekuriteitprobleem is 'n verskriklike moeilike probleem, en ek dink dis 'n groot bedreiging in landbou in die rural areas. Hoe om dit op te slaan is baie moeilik, want gewoonlik is dit nie mense wat op die plase bly wat die probleem is nie, is mense wat onwettig hier bly, wat miskien koneksies het deur middel van gangs of whatever, en dis 'n insypeling van buitekant af. So dis 'n groot probleem. Werkskepping is 'n groter probleem, want ons moet werk skep, dan het jy minder sekuriteitsprobleme. En ek dink daar moet die regering ook 'n rol speel, en georganiseerde landbou moet ook 'n rol speel. En ons moet regtig kyk of ons miskien verslapping van indiensnemingsvereistes 'n bietjie kan verslap, laat dit makliker maak om mense in diens te neem, en ook makliker maak om van mense wat jy nie meer nodig ontslae te raak. Sodra iemand in diens geneem het, is dit 'n lewenslange verhouding, en dit is nie noodwendig wat reg is vir landbou nie. Veral nie daar by julle wat jy so seisonaal is, nee, met daai ekstreme arbeidsbehoeftes. Ja, ek was van die oogpunt vir al die jare dat ek net permanente werkers in diens wil neem. Ek het onlangs moes ek verslap het aan daai houding wat ek gehad het, en ons maak gebruik van in piektye van kontrakspanne nou en dan, nie te veel nie, ons het so 600 mense permanent in werk, en dan nou en dan vul ons dit aan met ten minste sê 5 na 10% arbeid wat dit addisioneel sal intrek op piektye. Maar ek probeer vir meeste mense 'n permanente werk skep met 'n langtermyn toekoms vir hulle. Daai stabiliteit en waarmee gepaard gaan. Vat ons hierdie pad hoe die besigheid ontwikkel het. Ek bedoel, jy het natuurlik, daar's ander besigheid, ander handelsmerke, ek wil oor die kaas gesels en so aan, en hoekom die kaas. So gee ons net so 'n vinnige snapshot, en dan as ons net so 'n bietjie kan stil staan by die addisionele, ek wil sê, die besigheidseenhede van julle en handelsmerke. Ek is vandag 'n gemengde boerdery, bestaan hoofsaaklik natuurlik uit wingerdbou. Ons het redelik baie so ons eie wingerd aangeplant. Ek dink is amper tussen 500-600 hektaar van ons eie wingerde. En data is vir risiko vir diskonteer in verskillende areas, soos in Darling en Malmesbury, Parel en Stellenbosch, waar ons eie wingerde het, wat nie noodwendig 'n goeie model is nie, want jy verloor 'n bietjie van jou flexibility, maar as 'n mens net drywe aankoop wat jy nodig het, ek moet drywe vat wat ek miskien party dan nie 100% nodig het nie, maar dis hoe dit is. En dan het ek redelik vertakking in toerisme, Spice Route, wat ek saam met my suster doen langsaan. Ons het daai plaas ontwikkel in 'n toeriste plek, 'n destination. Dan Fairview natuurlik, familieplaas wat sterk gesproei is op toerisme en restaurante. En dan die kaas is 'n redelike groot vertakking van ons. Daar verskaf ons is die grootste produsent van spesialiteitskaas in Suid-Afrika, wat nou nie 'n groot deel is nie, want spesialiteit is nog 'n relatiewe klein faktor in Suid-Afrikaanse suiwelbedryf. Ons verskaf meestal Woolworths met meeste van hulle eksotiese kaase, en dan redelik baie in die restaurant hotelbedryf. En dan die res van die supermarkte soos opgedeel so derde. Wyn voer ons meeste uit, meestal na Skandinawië, Engeland, VSA, Kanada, hele wêreld vol waarever ek 'n wynkoper kry, die sal ek aan verskaf. En dan probeer ek 'n afset vir my eie produkte kry deur middel van 'n paar restaurante en delis in die omgewing. My hoofdoel is om 'n volle siklus te voltooi waar ek self produseer, my eie voer, my eie beeste voer, my eie bokke voer, my eie skape, eie varke, en dan het hopelik eendag in my eie afsetpunte
te verhandel. Dis die strategie agter dit. Ek is nog ver daarvan af en hopelik lewe ek lank genoeg om nog daarby uit te kom, maar dit is maar 'n sukkelry. Dit is baie opwindend. So, interessant nou, tel ons nou, hoekom het jy in die kaas betrokke geraak? Wat is die uitdagings, jy het nou genoem, die gespesialiseerde kaas in goed Suid-Afrika? Ek wil sê, is daai kategorie net onderontwikkel? Is ons palette onderontwikkel? So, vertel ons net so 'n bietjie meer om hierdie kaasbesigheid. Dit is my pa se idee gewees en ek is tot vandag toe baie dankbaar dat daai idee voor 'n dag gekom het en ek gedink was die stupidste idee wat ek in my lewe gehad het. Hoekom was dit vir jou op daai stadium belaglik? Ek is passievol oor wyn gaan wees en ek wil verbeterings in die keller aangebring het en ek wil 'n houtvaatjie gekoop het en my pa het gegaan en hy het 'n bokkudde gekoop in Swaziland. So ek in Swaziland. Ja, dit was 'n bemagtigingsprojek. Ja. Wat gedryf was wat nie gewerk het nie. En toe is die 400 melkbokke daar gestrand in Swaziland en toe het my pa dit goed gedink om die hele ding te koop en ek wil net faadjies gehad het en wyntoerusting. So ek was verskriklik kwaad met hom. Ek onthou nog die dag baie goed toe die 400 bokke hier op Fairview se werf en 'n trok aangekom het en ek dis die einde van my lewe. En toe hy begin kaas maak, te bou hy sommer 'n klein kaasfabriekie, so 'n klein dingetjie soos 'n kombuis. En hy het 'n melkstal opgesit vir die bokke en dit was een gemors geweest, regtig, was verskriklik gesukkel. En ek onthou eendag toe kom my pa na my toe smeer hy heuning op my bek. Die sê my ek is tegnologies baie meer aangelê as hy. Sal ek nie asseblief die kaasmakery oorvat nie, okay? En toe sê ek ja, en dit was die grootste hospital pass wat ek in my lewe gekry het. Uitgevang. Hy het net agtergekom, nee, hierdie is te moeilik en ons kom nie verder nie. Dit was verskriklik geweest. Ek het 4:00 die oggend dan moet ek nou afgaan na die kaasfabriek toe. Dan moet ek nou eers die melk wegwerk en kaas maak en ek het niks geweet van kaas maak nie behalwe 'n boekie wat my pa my gegee het. Dit was so 'n Franse boekie en ek moes dit laat vertaal het. Gelukkig was in die Parel 'n mooi meisie wat Frans kon praat. Ja. Dit sê dan die boekie help vertaal en daar was een paragraaf in die boekie wat ek nog onthou, steek uit in my geheue. Dit was die maladies de fromage, die siektes van kaas en daar was omtrent 5 siektes wat kaas kon gekry het en ek kan jou verseker ek het al 5 van hulle raak geslaan. Dit was terrible geweest. Maar net so om vinnig daarin, ek weet dit is 'n tegniese, ek wil sê dit is nie 'n eenvoudige produk nie. Wat is daai goed wat kaas siek maak? En ek wil sê wat moet jy doen om dit te veroorsaak? Die ergste ene wat ek onthou was pull the shot, hare van 'n kat. Nou maak jy die pragtige wit kaas, dan groei hierdie swart skimmelhare uit die kaas uit. Dan lyk dit soos 'n eystervark wat daar sit op die rak. Daai was een van hulle gewees en daar was nog ropiness waar die wy snotterig geraak het. Dit is verskriklik geweest. Ek het alles deurgegaan wat 'n mens kon deurgaan. En ek onthou hoe upset ek was as ek die kaas nou hier in die proekelder gesit het en dan die mense ingekom en dan proe hulle nou 'n stuk van die bokkaas. En dan hardloop hulle uit na die naaste blompot as spoel dit uit. So dit was an injury to insult tipe van. Unbelievable geweest. En dit het my vasberade gemaak om te kyk of ek dit kan regkry. En toe het ek een deal met my pa gemaak wat my lewe verander het. Ek sou die werk doen. Ek gaan net hy sal nie vir my gee nie, maar vir oorvat werk doen. Wat oorvat in daai dae beteken jou werklas raak meer. Ja. En ek het gesê ek moet beesmelk kan inkoop want die bokke seisonale breede, so 'n gedeelte van die jaar is daar niks bokmelk nie en die mark in Suid-Afrika vir bokmelk op daardie stadium was niemand wat gehad het nie want daar's 'n negatiewe assosiasie gewees veral onder Afrikaanssprekendes waar hulle van die Karoo af gekom het op landelike gebiede laat die kaas na bokkeram gelyk het jy weet so dit was 'n groot negatiewe tot vandag toe hoor ek dit nog altyd toe ek nou beesmelk begin inkoop en hoe dit gedoen ek het 'n plastiek tank een van daai Jojo tanks het net uitgekom op 'n 1 ton Hilux bakkie gesit en dan het ek hier by my buurman 400 liter 'n dag gekoop op Saminaka en so dit begin en toe het ek stadig omgeswaai in beesmelkkaas en spesifiek net Jersey melk gebruik en ek dink vandag party maande vat ons 1 miljoen liter in 'n maand al. Pragtig. Dit het gegroei van daai bietjie tot waar ons vandag is ongelooflik. Ek dink my eerste maand van verkope dit was in Desember geweest het ek R10,000 se kaas verkoop in die maand.
ongelukkig, ek weet nie hoe dit gebeur nie, daai volgende Januarie al het ek R12,000 se returns gekry. Vrag. Hoi. 2 tree voor en 3 tree terug. Ja, so dit was skrikkelik. Maar ek het aangehou en ons het ek dink paar jaar terug het ek die goue medalje gewen in die internasionale kaaskampioenskap in Londen vir Camembert in die hele wêreld. Ons het dit 3 keer daarna ook verower. So ons het Suid-Afrikaanse kaasmaak gehelp om op die voorpunt van wêreldkaas te sit. 'n Goeie journey gewees, maar ek moet gou by sê, as dit was, dat ek die regte mense baie gou in plek gesit het. Ek het 'n jong kaasmaker wat by Simonsberg destyds gewerk het. Hy het al die werk gedoen, niks shine gevang daar nie. Het ek hom genader en hy se naam is Louis Lawrence. Ek dink hy is nou al by my vir oor die 30 jaar, wat hy die besigheid gebou het. En daar was 'n ander jong meisie, sy is jong, sy's nou nie so jonkie. Dit Mareike Tretter, sy het ook by my aangesluit en 'n paar ander mense intussen hulle die kaasbedryf gebou tot waar hy vandag is. Dit is weer eens die regte plekke, die regte mense in die regte plek sit. En ek wil jou hart en siel is nog steeds eerste keuse sal altyd wil sê wyn bly, of hoe voel jy vandag oor kaas? Ek wil sê is dit 'n close second of hoe? Dis 'n interessante vraag. Ek het dink baie daaroor en ek teruggegaan Litouwe toe. Ek het 'n paar jaar gelede die geleentheid gehad om terug te gaan en toe besef ek doen presies wat my oupa grootjie vandag doen. Ek voeg net waarde by landbouprodukte en deur daai waarde by te voeg jy waarde by mense. So ek dink dit is wat ek doen en dit maak nie saak as jy vir my barley gee, dan maak ek jou bier, as jy my melk gee, maak ek jou kaas, as jy my druiwe gee, dan maak ek jou gou wyn. Wat ek doen is waarde toevoeg tot landbouprodukte. Die gespesialiseerdheid, ek wil terugkom daarso vinnig, is ons palette nog, kort hulle nog 'n bietjie opvoeding? Jy weet, die gespesialiseerde kaaskategorie net nog te klein. En natuurlik die uitvoermark, is dit maar ook die top prioriteit. Ek het so 'n paar jaar gelede, seker baie jare, ek dink dit was die Dairy Board, of ek kan nie eens onthou wie hulle was, my gevra om 'n toespraak te lewer oor kaas, en toe gaan doen ek weet nie wat om te sê nie, want ek is nie baie goeie kaasmaker, toe gaan ek 'n bietjie en kyk die verhouding tussen wynverbruik en kaasverbruik wêreldwyd. En ek het agtergekom, die hele wêreld, as jy 50 liter wyn se verbruik 'n jaar, gaan jy omtrent 25 kg kaas gebruik per jaar per persoon. So was ongeveer die helfte in kilos versus die liters. In Suid-Afrika op daai stadium was ons 9 liter wyn as ek reg onthou, maar ons het net 3 kg kaas. So Suid-Afrika was ver agter die wêreld tendens kom na die verhouding tussen wyn en kaasverbruik. En as jy kyk na, ek dink vandag is 80% van die kaas seker nog cheddar en gouda, ek is nie 100% seker nie. En die grootste verwikkeling in kaas in die laaste 2 of 3 dekades was die aankoms van feta. Toe ek 'n kind was daar nie feta op die mark nie. In Suid-Afrika met sy warm klimaat en baie slaaie en goed, het feta baie gou goeie opgroei getoon. En met dit toe kom nou Camembert en Brie en dan blou kaas wat nou 'n bietjie sukkel op die oomblik, maar al die tipe variasies tussen, daar is groei, maar ek sal graag dit baie vinniger wil sien. Ek dink COVID het ook 'n rol gespeel in kaasverbruik, want baie mense het nou agterkom met baie maklik om jou kaas te gebruik. Power outages speel ook 'n rol. Jy hoef nie gaar te maak, jy kan hom net op die tafel sit met 'n mooi brood of biscuits en 'n bietjie olyfolie en daai het jy 'n maaltyd. So ek dink kaas, eksotiese kaas definitief aan die groei op die oomblik. So dit is baie interessant. So ons is letterlik, soos jy vroeër gesê het, ons is die helfte in terme van ons wynverbruik en dan nog die helfte is ons nog agter met die kaas. So ons het 'n ongelooflike geleentheid dan as ek jou so luister, soos wat die wynverkope gaan toeneem. Ja, ek dink ook in Suid-Afrika onderskat is die rol van dairy in algemene bevolking. As jy kyk na ons tradisionele gedeelte van ons bevolking, dat die meeste van hulle is melk 'n groot rol gespeel in hulle kultuur en hulle grootword, en veral aangesuurde melk, kaas en yoghurt, en veral yoghurt en kaas behoort die natuurlike evolusie te wees, en ek sien daar's groot potensiaal in die wye Suid-Afrika met veral kaas en gegiste melkprodukte. En natuurlik daai margins is gesond, nê. Nee. Ek wil sê die pinnacle van geld maak is daai 2 produkte in die melkindustrie kom. Ek weet nie, ek maak nie geld nie, ek maak produkte en kry genotte uit. Geld maak is very elusive in die ding. Die probleem vandag is natuurlik die stygende insetkoste. As jy net kyk wat diesel doen en
en wat arbeidkoste, verpakking en ons maak baie staat op 'n ingevoerde komponent in die droogvoorraad en jy kyk die wisselkoers, al speel 'n rol. So dit gaan nie als oor geld, maar jy kry wat jy doen en genot versprei tussen mense wat jou produkte geniet. Ja, dit is definitief baie belangrik ook. Jy het nou gepraat van Tesco Bayer en so aan en jy soek vir jou die buyers reg oor die wêreld. Hoe lyk daai proses? Hoe gaan soek jy 'n buyer? Dis nou advies kon sê vir enige ou produsent wat uitvoer ambisies het. En watse land se buyers spring uit? Kyk, ons weet die retail buyers, weet jou supermark. Ek sê altyd hulle is my opinie die mees gesofistikeerde buyers in die wêreld. Jy weet, baie wetenskaplik met hoe hulle te werk gaan. Hoe gaan soek jy 'n goeie buyer? Eerstens en nommer 2 is watse tipe besigheid? Jy het nou Tesco as 'n voorbeeld genoem, spring vir jou uit wat jy sê nee, hierdie ouens is so 'n bietjie anders in die goeie sin van die woord. Dit hang natuurlik baie van watter tipe produsent jy is. As jy 'n klein boutique produsent of garagista soos hulle noem, wynprodusent is, dan soek jy glad nie 'n supermarket baie. Jy moet vir hom uitlos, jy moet nie naby hom kom nie, want dit gaan meer skade doen aan jou berokken aan jou handelsmerk. So daar moet jy jou independent wine merchant kry, jou tradisionele persoon wat nisprodukte verkoop aan mense wat versamelaars is en mense wat uitsoek restaurante wat iets wil aanbied wat die publiek nêrens anders te kry nie. So daar verkoop jy meer die storie. You sell the sizzle, not the steak, regtig daar so, okay? Maar as jy nou weer groot persoon is wat 'n klomp wyn produseer en daar's baie van hulle, dan is jy genoodsaak om met die groot kettinggroepe te praat, want aan die einde van die dag wêreldwyd verkoop hulle seker 70% van al die wyn wat verbruik word. So dan is jy genoodsaak om met daai groot mense te praat. As jy nou my grootte is wat tussenin is dit verskriklik moeilik om die regte kanaal te kies. So ons vacillate 'n bietjie tussen van die top supermarkte soos Woolworths groep en dan Marks and Spencer en Waitrose in Engeland. So ons kyk om van ons handelsmerke daar te sit, maar nie almal nie, want jy moet jou handelsmerk beskerm sodat jy aan die on-consumption, aan 'n restaurant kan verskaf ook, want as 'n restaurant jou wyn in 'n supermark sien, dan gaan hulle dit op hulle wynlys sit. So dis 'n verskriklike moeilike paadjie om te navigate en ons kry dit aldag reg nie. Dis eintlik beter om klein te wees of groot, waar ek is in die middel is 'n verskriklik moeilik regte pad te vat. Dis baie interessant. Jy praat nou van Waitrose. Hoe lyk julle split persentasie van julle verkope in Waitrose in versus hy food services distributor? Die aard van die saak sal Waitrose altyd baie makliker wees wat 'n houer op 'n slag. Maar oormôre kan hy 'n houer op 'n slag van 'n ander produsent vat. Soos ek sal sê Fickel mark, jy so goed soos jou laaste discount. Die meer moeilike maar die langtermynmark is maar jou koffertjie met wyn op die sypaadjie rond te stap in Engeland en na wine merchant gaan sit en jou produkte proe met hom en probeer verduidelik wat jy bereik en die storie verkoop aan hom laat hy dit weer kan oorverkoop of sy verkoopspan vir hulle bymekaar te kry en 'n aanbieding vir hulle doen. So jy moet jou passie oordra aan die mense wat die wyn verkoop op die straat. En dis al 'n manier wat jy 'n handelsmerk oor langtermyn kan bou. Dis 'n harde pad, maar dis die langtermyn die beste manier om dit te doen. En soos jy sê, dis veilig ook. Is nie finetjie dat daai buyer vervang jou oormôre omdat jy nou nie aanhou se afslag wou gematch het nie. Ja, jy's regtig exposed to al daai markkragte wat jy nie oor beheer het nie. En vir my is die beste verkope wat ek het in my besigheid is die mense wat die moeite vat om ons plaas te kom besoek en ons proekelle te kom besoek en hier by ons wyn te koop. Dis nogal 'n redelike groeiende afset vir ons en dan skakel dit met online verkope ook in wat ook geweldig gegroei het in COVID en nou 'n noemenswaardige deel uitmaak van ons verkope en daar het jy 'n persoonlike verhouding met die eindverbruiker en my langtermynvisie hopelik kry dit reg is om al my produkte direk aan die eindverbruiker te verkoop en soveel mense uitsny in die proses. Dit maak sin, net daai marges is hoër en natuurlik soos jy sê jy kan daar jou storie verkoop nie en ouens soek daai uniekheid en iets anders. Ek stem saam jou, die groot ding van stories moet autentiek wees, deursigtig en met integriteit gedoen word, want as dit nie is, gaan die verbruiker jou met tyd uitvind. Vat partykeer net lank, maar hulle vind hulle almal uit oor tyd.
So die laaste vraag wat jy het nou gepraat van die publiek en so aan, jy het gepraat van toerisme met jou sussie met Spice Route. Wat 'n fantastiese setup. Ek onthou, ek dink dit was 2017 was ons in Suid-Afrika met die familie en toe het almal gesê ons moet hierdie plek gaan uitcheck en ek bedoel dit was regtig indrukwekkend. Wat sien julle met agritourisme? Ek dink die Europeërs is baie sterk met dit. Ek neem aan julle selfs met Fairview, daar's 'n agritourisme komponent wat daaraan gekoppel is. So hoe lyk daai wêreld? Wat is die geleentheid? Ek wil sê wat is daai lesse en uitdagings wat daarmee gepaard gaan? Ek dink agritourisme gaan 'n groeiende tendens wees so dinge voorontwikkel, want mense wil baie meer vandag sien waar hulle produk vandaan kom en verstaan wat in die maakproses van hulle produk ingegaan het. Mense is baie meer sophisticated vandag wat dit betref en hulle soek transparansie en hulle soek credibility en ek dink as 'n mens jou produkte reg bemark op 'n plaas, gaan mense in die langtermyn verkies om na 'n plaas te kom as om na 'n supermark toe te gaan. Dit is my gevoel en ons skry ons hele besig na 'n toekomsstrategie om rondom dit wat die verbruiker se behoefte om transparansie te sien en credibility en heritage en al daai goed. So ons glo definitief in die toekoms van agritourisme. En julle met nou wat interessant is met Spice Route wil sê is ook 'n boutique supermark as ek dit so iets kan noem, nê? Nee. Ja, wat ons probeer doen dit by Spice Route, ons het dit meerendeels reg gekry, daar's nog 'n paar leemtes, is om mense met passie en visie en produkte bloot te stel direk aan die verbruiker. So ek het die mees passievolle chocolatemaker genader om sy chocolatefabriek op Spice Route te doen, die mees passievolle stoker, die mees passievolle brouwer en ons probeer artisanal produsente van unieke produkte direk in kontak sit met die verbruiker en die verbruiker dit kan sien hoe dit gemaak word en kan deel in die passie van die ou of die vrou wat dit produseer. So dis weer daai storie waarvan jy vroeër die sizzle wat soos jy dit vroeër genoem het. Ja, dit is maar my model. Ons partykeer werk hulle, partykeer werk nie 100% uit nie, maar I don't give up trying. Charles, dit was fantasties om met jou te gesels. Dit verskriklik dankie weer eens vir jou tyd. Dit is fascinerend. Ek wil net sê wel gedaan. Maak my baie trots as 'n Suid-Afrikaner dat ons ouens soos julle het daaronder wat nie net plaaslik excellent is nie, julle skopgat internasionaal ook. So wel gedaan. Dankie vir jou tyd ook en dankie dat jy my gekies het. Ek waardeer dit, hoor. Groot voorreg gewees. Okay, goed gaan, kom kuier eendag as jy is, hoor. Ek sal dit definitief 'n draai maak. Dankie Charles. My intussen tyd kan my wyn online koop, hoor. Beslis. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik teken sommer in dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes. En besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.